Wat 'n kosbare plek om te wees, hier in die Here se teenwoordigheid, saam met sy kinders, en ons bid dat hy ons gaan begelei. En ons het dit so nodig vandag, want ons leef in 'n tyd waar dinge net teen 'n geweldige tempo gebeur, en ons dinge beleef wat ons nie ken nie, wat vir ons nuut is, hoe ons gemeenskap lyk, en hoe ons baie keer voel dinge verval en vervlak. Wat staan ons as Christene te doen? Kom ons gaan vra die Here. Here, dankie vir die wonder van u woord, en vir die werklikheid van u woord, dat dit u is wat hier by ons sit, as ons u woord open. En ons bid dat u met ons sal praat, dat ons net sommer hierdie tydjie met u sal vertroetel en geniet, en sal gebruik. Heilige Gees, open die woord aan ons. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees vandag Jeremia hoofstuk 12. Jeremia skryf in 'n tyd toe dit in Israel nie woorde het oor hoe dit gegaan het nie, die vervlakking wat daar was, die absurde goed wat mense gedoen het, wat konings gedoen het, wat groot mense gedoen het. En in daardie tyd gee die Here vir hom antwoord. Hy kom na die Here met vrae, en die Here sê vir hom, kom, ek vertel vir jou wat jy moet doen as dit so gaan. Jeremia 12 van vers 1 af. Jeremia sê, ek sal my saak vir u stel, want u is regverdig, Here. Ek sal punt vir punt my saak voor u lê. Waarom is die goddelose mense voorspoedig, en die ontrou mense geen sorge nie? U het hulle geplant, hulle het wortel geskiet, gegroei, ook vrugte gedra. Hulle neem u naam graag op hulle lippe, maar u is nie in hulle hart nie. U ken my, Here, u sien my en toets my gesindheid teenoor u. Bring hulle om die lewe soos skape by die slagplek, sonder hulle af vir die slagting wat kom. Hoe lank moet die land droog lê? Moet al die plante van die veld verdor? Die diere en die voëls vergaan oor die boosheid van die inwoners van die land wat sê, Jeremia sal nie langer leef as ons nie. En dan antwoord die Here hom in vers 5. As voetsoldate jou moeg hardloop, hoe sal jy teen perde kan hardloop? En as jy net in 'n vreedsame land veilig voel, hoe sal jy maak in die digte bos aan die Jordaan? Tot sover. As voetsoldate jou moeg hardloop, hoe sal jy teen perde kan hardloop? En as jy net in 'n vreedsame land veilig voel, hoe sal jy maak in die digte bos aan die Jordaan? Jeremia tree omtrent in die jaar 650 voor Christus op as profeet, en hy was vir net meer as 50 jaar lank profeet gewees. In 'n baie slegte fase van Israel se geskiedenis, is daai laaste stukkie voordat hulle in ballingskap weggevoer is. Nou, ons weet dat hulle enkele goeie konings gehad het. Ons weet van een van die goeie konings na Dawid was Hiskia gewees, wat die Here lief gehad het en vir wie die mense respek gehad het, en wat die geestelike standaard verhoog het. En net na hom, jy sou dink dat hy moes gesien het hoe sy pa dit doen, kom Manasse aan bewind. En dis 'n absolute laagtepunt in Israel se geskiedenis. Manasse, wat jonk is, hy was maar 12 jaar oud toe hy koning geword het, lei 'n vervlakking in wat jy nie kan glo nie. Hy gaan terug na al die afgode wat die land gehad het, die slegste afgode wat kom uit hulle oergeskiedenis. Mense wat in die land was toe voor die Jode nog daar ingetrek het, en dis Baal godsdienste en Asseria. En hy het nie net hulle plekke herstel wat hulle gehad het in die land nie, hy het hulle afgodsbeelde en aanbidding van hemelliggame goed, alles in die tempel ingevoer. En 'n interessante ding wat gebeur, die oomblik as die godsdienst vervlak, dan val die hele samelewing uitmekaar. En daar het ook gebeur. Dit was chaos in daardie land gewees. En Manasse is lank regeer, uiteindelik is hy dood. En dan na Manasse kom daar 'n ongelooflike varsbries in die vorm van Josia. En dis in Josia se tyd wat Jeremia profeet is. Josia was 'n absoluut verstommende koning, en dit het niks met ouderdom te maak nie, want Manasse het droog gemaak, hy het tot 12 die regering oorgeneem, mense dink dis die rede hoekom hy dit doen.
Maar Josia was maar 8 jaar oud geweest toe hy die koning geword het van die land. Maar die verskil is die mense wat jy om jou het. En die Josia het die regte mense om hom gehad, het onmiddellik na die hoëpriester gegaan, Gilkia, en by hom sy insigte gekry, en Gilkia het vir hom gesê, ons moet teruggaan na die Here se woord toe. Het gaan elendig in hierdie land, hierdie mense is totaal vervlak, hulle dien ander gode, hulle hou nie met die Here rekening nie. En Josia sê, dis reg, en Gilkia gaan in die tempel wat heeltemal verval het, gaan hy in die stof krap en hier kry hy die ou wetboek, wat sê hoe die Here wil hê hulle hom moet volg. En hy sê vir Josia, kom ons volg hierdie. Josia sê, dis dan die opdrag wat ek gee in hierdie land, ons volg die Here. En in een van die mees uitvoerige voorbeelde van ontslaa raak van verkeerde goed, het hulle van al die afgode ontslaa geraak. Dit vernietig, weggegooi, al die beelde, al die gemors wat daar was. Tempel pragtig gemaak en hulle het die wetboek uitgehaal en hulle het die Here noukeurig nagevolg. En daar was vreugde in die land, daar was kwaliteit in die land gewees. En jy sou dink, dis nou die nuwe pad, en Jeremia was baie opgewonde daaroor gewees, maar dan sê Jeremia, hier is 'n ding wat my bekommer. En dit is, die koning wil hierdie doen, en die sekere van die geestelike leiers wil dit doen, maar die mense is nog net waar hulle was. Hulle doen hierdie goed, maar hulle hart is nie in dit nie, hulle volg die Here nie met toewyding nie. En dit was ook so. Josia was op daai stadium, was die Assiriërs was die groot moondheid gewees, en Josia het sy loyaliteit aan hulle gehou, want hy wil nie met hulle moeilikheid maak nie. Maar hulle was nie einde van hulle regering gewees, en die Egiptenare onder koning Neko het besef, maar dis ons kans, en hulle is op pad na Assirië toe om hom aan te val, en dan gaan Josia, die koning op daai stadium, gaan hom tee. Hy glo Assirië sal hom beskerm, maar Assirië is nie wat hulle was nie. En Neko is in 'n geveg met Josia en hy is dood in die geveg. En toe hy nou dood is, toe hoor sy volgelinge dit en hulle stel toe sy seun aan, Joas, maar dit was net 'n paar maande gewees wat hy aan bewind was. Toe's die Egiptenare Jerusalem oorgeneem, en hulle het hom onmiddellik in hegtenis geneem en in 'n tronk gesit, en hulle het gesien, hy gaan nie loyaal aan hulle wees nie, en hulle het hulle geweldige boete gegee, vir die feit dat hulle teengestaan het. Hulle moes 3,5 ton silwer vir hulle gee, en 34 kilogram goud. Dit was net die oorlogsskuld, en dan moes hulle nog belastings ook betaal elke jaar. So hulle het toe vir Joas uitgehaal, en vir Jojakim, een van Josia se ander seuns, het hulle toe koning gemaak, want hy het laat blyk, hy sal loyaal aan hulle wees. En so het hy ook gedoen, vir 'n ruk lank, vir so 3 of wat jaar. Toe kom daar 'n nuwe groot moondheid op die toneel, en dit was die Babyloniërs gewees. En hulle kom toe by Jerusalem aan, en hy besef, maar hulle is sterker as die Egiptenare, en hy het aan hulle loyaliteit gesweer, en hy het aan hulle belasting betaal. So dit was op politieke front gewees, maar op maatskaplike en geestelike front was hy glad nie soos sy pa gewees nie. Hy was een van die ellendigstes wat daar was. Hy was omtrent in Manasse se kaliber gewees. Mense wat selfs op 'n plek hulle eie kinders geoffer het, en op die manier 'n voorbeeld gestel het in die tempel. En hy het weer al hierdie afgode in die tempel ingevoer in die land, en dit het elendig gegaan. Die mense, daar was nie, die regspraak was totaal verval geweest, het regters omgekoop om jou saak vir jou te wen. Die mense het swaar gekry, hulle het nie werk gehad nie. Die wees en weduwees was in 'n elendige toestand geweest, en die regerders het glad nie omgegee nie. Hulle het hulle belastings ingekry, hulle het 'n goeie lewe gehad. Ons sien hier, soos hy sê, dis nie regverdig nie, kyk hoe voorspoedig is hulle, en hulle hou nie eens met u rekening nie. Hoe kan ons dit duld? En dan kom Jojakim ook tot 'n einde, as hy op 'n plek, hy was onderhoorig aan Babylonië, toe kom hy op 'n stadium besluit, maar Egipte lyk van weer bietjie sterker, en hy kom in opstand teen Babylonië, betaal nie sy belastings nie, die Egiptenare kom hom toe nie help nie, en toe kom die Babyloniërs om wraak te neem, so 597 voor Christus, en hy is dood
net toe die Babyloniërs aankom. Die Babyloniërs het so ernstig geneem met hulle Nebukadneser vir die eerste keer in self in 'n veldslag deelgeneem het. Hy was ook by Jerusalem gewees in die 3 jaar wat hulle hom beleer het. En hy is toe dood en sy seun Jojagin word toe koning, maar hy was pas koning gewees toe die Babyloniërs oorgeneem. En hulle het toe sy oom Sedekia die koning gemaak en vir hom gesê, wel, jy is nou aan ons onderdanig. Hulle het die tempel geplunder, al die waardevolle goed gevat, belangrike mense uit die land weggevat. Hulle praat van die sogenaamde eerste wegvoering. In daai tyd van die politieke chaos gaan dit geestelik nog net so sleg. Sedekia en Jojagin was albei twee hopelose konings gewees, glad nie met die Here rekening gehou nie. Hulle wou gewild by die mense wees. So al was daar hervormings gewees geestelik, het die mense nie regtig verander nie. En die konings wou maar net die gewilde, die goedgesindheid van die mense bou en het die gode ingevoer wat die mense wou gehad het. Uiteindelik kom Sedekia ook in opstand teen Nebukadneser en dit was dom. Want toe Nebukadneser daar sy mense stuur, toe maak hy in 10 jaar later, in 586 voor Christus, kom maak hy Jerusalem met die grond gelyk. Hy vernietig basies alles. Vat alle mense van invloed weg. Hy plunder die land totaal. En dis daai tyd wat Jeremia optree. En as daar geestelike vervlakking kom, dan val die hele samelewing uit mekaar uit. En dit het hier weer gebeur. En in so vervlakking kom Jeremia en sê die Here vir Jeremia, kom ons praat met mekaar oor wat julle te doen staan. Want sien, jy wil hê dat ek dit vir julle makliker moet maak. Julle kry swaar in die land. Die dinge loop nie reg nie. Julle het nie dieselfde geleenthede as wat julle gehad het nie. Maar kom ek leer jou 'n lewensles. Wat help dit ek maak dit vir julle makliker? En goed val in julle skoot. Jy moet nie jou standaard verlaag nie. Jou standaard moet verhoog. Wanneer dinge om jou chaoties gaan, moet jy nie sê, wel ek kan nie meer doen wat ek gedoen het nie. Ek kan dieselfde geleenthede, die pryse is nie wat hulle gehad het, was nie. Ek kan ook nie so eerlik wees as ek was nie, dan kan mense nie meer besigheid doen nie. Nee. In sulke tye sê hy, moet die standaarde juis verhoog. En ons sien dit in ons samelewing, waar die standaarde ongelooflik laag geword het. Op talle plekke, dis nie die een wat die beste werk doen wat die posisie kry nie, dis die een wat die beste kan omkoop of kan manipuleer. Baie keer hoor ons dat mense nie dieselfde geleentheid as ander gehad het nie, so dit moet nou vir hulle makliker gemaak word. En in daardie proses vervlak dinge. En wat maak ons in so opset waar om dit makliker te maak vir party moet ons wat nou hard gewerk het, uitgesluit word. En mense hoor baie keer dat mense sê, my velkleur is net verkeerd. Ek het nie dieselfde kans nie, die toelatingsvereistes is te hoog. En dan wil ons moedeloos raak en wens, maar kan dit nie maar weer makliker wees nie? En dan sê die Bybel, nee, die teendeel is waar. Hierdie is 'n tyd wat jy skerp moet wees. Nou ons wat ouer is, kyk baie keer terug na die verlede en dan sê ons wel, in ons tyd was dit beter gewees, ons het harder gewerk, ons het beter gelees as wat kinders vandag kan lees. Maar dit is 'n misplaaste terugkyk, want as ek aan myself dink, ek kan beter lees as wat kinders vandag lees, maar nie omdat ek so slim of so goed is nie, inteendeel, hulle is slimmer as ek, hulle het net baie meer goed wat aanspraak maak op hulle tyd. Ek het nie die moontlikheid van 'n selfoon gehad, of 'n TV eers nie, en so ek kan nie sê, wel ek het nie TV gekyk en daarom het ek ander gesonde goed gedoen, sport en gelees en so aan nie. Ek sou nie, as daar selfoon was, so ek een van die voorste selfoongebruikers gewees het, die kans was net nie daar gewees nie. So ek het sekere sondes nie gedoen nie omdat ek nie wou nie, maar ek kon nie, die moontlikheid was nie daar gewees nie. Daai tye het verander. Vir kinders vandag is die lewe baie meer kompleks, en vir mense vandag is die lewe baie meer kompleks. Is daar soveel meer ding wat aanspraak maak op my tyd. So die uitdaging by ons is om ons standaard te verhoog, om nie te wag tot ek gedwing word deur die samelewing om 'n sekere aantal punte te kry, 'n sekere aantal ure te studeer nie, maar om 'n besluit te neem dat ek my tyd goed gaan gebruik en die beste gaan maak van die kanse wat ek het.
En dan beteken dit, waar ons dalk altyd 70% moes kry om toelating te kry vir een of ander rigting, moet ons nou 90% kry. Goed, dan is dit die standaard. Dan gaan ons vir 90%. As ons gewoond raak dat die standaard laag is, dan word ons standaard ook laag. Ons standaard is hoog. In 'n tyd waar dinge swaar gaan, in 'n tyd waar dinge onseker is, dis die tyd wanneer ek op 'n vaste basis gaan staan en ek die regte besluite neem oor wat ek met my tyd en my geleenthede maak. 'n Voorbeeld wat my geweldig inspireer is die van Helen Keller. Dis 'n Amerikaanse vrou wat in 1880 gebore is. En toe sy 19 maande oud is, net meer as 'n jaar en 'n half, kry sy 'n siekte wat haar volledig blind en doof maak. Nou ja, dit is soos die grootste demper wat daar kan wees op jou toekoms. Wat 'n geleenthede jy het nie 'n kans nie. Wel, die standaarde is nie verlaag nie, die standaarde bly nog dieselfde. En Helen Keller, sy het aanvanklik baie swaar gekry tot sy 7 jaar oud was, want sy kon net nie vorder nie. Sy kon net nie, het nie maniere gehad om te lees. Dit was 1880, Braille was toe nog in 'n vroeë fase gewees. Sy het net nie geleenthede nie. En sy kry 'n dame, Anne Sullivan, wat gedeeltelik gesiggestremd is. En Anne word 'n onderwyser vir Helen Keller. En op 'n manier klik hulle twee net. En sy kry dit reg om Helen Keller te leer lees en skryf. En so mate dat Helen Keller een van die voorste skrywers word, dat sy onder andere behalwe vir die 12 boeke wat sy geskryf het sy honderde artikels geskryf. Sy het op 'n stadium in 10 jaar 35 lande besoek, waar sy 'n voorstander was en op die voorgrond gebring sekere dinge wat nie in plek was nie, byvoorbeeld rondom vrouens se stemreg en rondom hoe met gestremdes gewerk is, oor hoe mense polities verwaarloos is, het sy vir hulle ingetree. Sy was 'n ongelooflike inspirerende persoon, met 'n pragtige persoonlikheid. Nou hoe sy dit reg gekry het, wat sy moes doen om alles reg te kry wat sy reg gekry het. Sy is die eerste blinde persoon wat 'n bakkalaureusgraad kry by Harvard Universiteit. 'n Merkwaardige mens, wat die standaarde nie vir haar verlaag is. Sy moes aan dieselfde vereistes voldoen as die ander. En sy doodgewoon haar standaarde gaan verhoog. So meer as ooit het ons as Christene die roeping en die verantwoordelikheid om uit te staan as mense wat die bietjie wat ons het, die meeste van maak. Wat nie gaan sit en kla oor geleenthede wat ons ontneem word nie, maar wat die kanse gebruik wat die Here ons gee. En mag die Here vir ons help om sulke mense te wees. Here, dankie dat U by ons is wanneer ons swaar kry. U sien ons wêreld, U sien die onreg, U haat die onreg. En daarom is ons veilig by U, want U wil in hierdie tyd waar dinge moeilik en kompleks en onregverdig is, wil U ons help om regop te staan en vorentoe te loop. Maak vir ons mense van integriteit. Maak ons die mense wat 'n verskil maak. Verhoog ons standaarde. Wees U die Here wat vir ons voorloop. En help ons dat uit ons verhouding met U ons hele lewe in plek sal kom en ook ons gemeenskap. Dankie Here dat ons U daarvoor kan vertrou. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.